Kobus Burger, besigheidsbestuurder van SGS Envirocrop. Ons vorm deel van die AgriSpan Global van SGS. Die doel van die meganiese boor is in die eerste plek om 'n bietjie kapasiteit te skep, omrede jy gespesialiseerde grondkundiges nodig het om die grond te klas. So wanneer boere behoefte het om 'n detail grondkaart op te stel, waar hulle deesdae dit gebruik vir varierende kunsmis en plantestand, stuur ons hierdie bore uit. Dit is 'n proses wat onderstel is om eenmalig gedoen te word. Die diepte wat ons met die bore slaan is so tot 4 meter indien die grond dit toelaat, sodat ons verstaan die totale hoeveelheid water wat daai profiel kan stoor, veral vir die westelike dele van die land. Oostelike dele van die land, ja, gaan dit meer oor die diepte van die grond. Ons het so wat kapasiteit betref, so 4 van die meganiese bore. So hier kom 'n onversteurde grondprofiel hier by die kantoor aan, waar ons dan grondkundiges met ten minste 10 jaar plus ondervinding gebruik, vanaf ons die grondklassifikasie doen. Okay, as die buise van die veld afkom, word hulle in hierdie rakke gepak, volgens kliënt en volgens verskillende lande wat gebore is. Dan het ons nou lemme waarmee ons dit oopsny. So ons gebruik gewoonlik hierdie troffeltjie, want ons hom net gelyk kry vir die oog. So ek sit basies nou hier met my boogrond. Hier's 'n klei inhoud van 12-15%, dan sit ek met my tweede horison hierso. So as jy nie seker is of dit geelbruin is, sê nou maar 'n grondeienskap wat belangrik is, of 'n E-horison of 'n rooi bruin nie, want dis die tipe kleurboeke wat ons gebruik om dan die verskillende kleure te toets. En dan wat ons doen, ons gooi nou basies die kleure op die kleurboek en jy gaan kyk presies waar die verskillende kleure pas. Nou, hierdie grond het klaar 'n naam, hy het 'n boogrond wat ons 'n ortiese A noem op 'n E-horison. Besagte plantiet, so hierdie is 'n longlens grondtipe. Ek dink die belangrikste punt om te begin is al die dienste wat ons aanbied is onafhanklik van die insetbedryf. In ons arsenaal van dienste sit ons met ons eie grondlaboratorium wat draaityd en als bespoedig, en dis een van die grootste laboratoriums in Suid-Afrika, gesetel in Stellenbosch. Rondom die presisiedienste doen ons grondontledings. Dan soos julle vandag hier gesien het by hierdie meganiese boor, lewer ons grondklassifikasiedienste. En dan dink ek waar ons baie sterk staan in die mark is met ons uitsonderlike span begeesterde landboukundiges wat landwyd dienste lewer. So dit is in kort dink ek wat vir die boere die meeste waarde toevoeg, kom maar van die landboukundige kant af. Hulle word natuurlik geondersteun deur 'n baie sterk GIS span wat in SGS voorkom, en omdat ons 'n internasionale maatskappy is, sit ons met landboukundiges wêreldwyd met wie ons kan klankbord. Ons nooi julle uit om asseblief ons Nampo-stalletjie by te woon, waar jy kan kom gesels met 'n landboukundige oor al jou behoeftes. Dit is D17B. So ons is heel week daar en ons sien uit daarna om jou te ontmoet. Kobus Burger, ek is besigheidsbestuurder van SGS presisieboerderydienste met 'n verantwoordelikheid wêreldwyd onder al SGS presisiedienste, waar hulle ons inligting en advies navraag doen soos wat hulle eenhede bou. SGS is 'n internasionale maatskappy. Hulle het 'n klomp na plaashek, as ek dit so kan stel, aktiwiteite soos sertifisering en inspeksiedienste op grane en olies, dit agri-kommoditeite, dis die in- en uitvoer van olies, kunsmis, grane ensovoorts. En dan ook het ons 2 voedsellaboratoriums hier in Suid-Afrika waar ons voedselveiligheid analiseer en nutriëntwaarde, en dan as ons na die voorplaashek aktiwiteite beweeg, wat ons vandag hier by die stalletjie adverteer, is dit basies die landboukundige dienste wat ons data insamel. Alle data wat ons insamel is georeference data, so ons kan terugverwys na sekere punte toe. Ons kan oorleggende kaarte bou om statistiek uit te trek. So ons gebruik basies presisieboerdery om grondinligting in te samel. Ons het ook ons eie grondlaboratorium wat ons draaityd versnel, wat nou basies grond, blaar, water, kunsmis, kompos ensovoorts doen. En dan die grid inligting wat ons met presisieboerdery insamel, gebruik ons dan aanbevelings om grondvrugbaarheid te probeer balanseer. Ons is heeltemal 'n onafhanklike landboukundige diens. Ons is nie gekoppel aan insetverskaffers nie. En wat nog meer waarde toevoeg is dat die landboukundiges reg deur die jaar betrokke is by die boer met gewasinspeksies. En ons het ook al gesien dat boots on the ground gee vir jou die meeste ondervinding. En hoe meer ondervinding die landboukundiges opdoen en hoe meer hulle leer, hoe meer waarde kan ons vir ons kliënte bied. En ek sê altyd in moeilike jare wat produksie klimaat betref, is wanneer ons die meeste leer
En dit wat ons leer kan ons toepas vir die toekoms om volhoubaarheid direk te beïnvloed. Ons staan vandag hier in 'n graanland in Koringberg in die Swartland. Ons is besig om gronde te klas, om grondpotensiaal te bepaal en die variasie van die grond fisiese eienskappe te ondersoek. Hallo, ek is PD Koegelenberg. Ek is landboukundige hier in die Weskaap vir SGS Envirocrop. Hier is SGS Envirocrop. Ons is 'n onafhanklike landboukundige dienstemaatskappy wat boere help om meer winsgewend te wees deur hulle opbrengste en hulle kwaliteit te verhoog. So SGS Envirocrop se kernbesigheid is om inligting in te samel op die plaas en dit dan te verwerk en vir die boer raad te gee hoe om sy hulpbronne te gebruik om die meeste daarvan te maak. Grondklassifikasie, chemiese gridwerk van grondmonsters trek om pH, kalsium, magnesium ensovoorts te bepaal. Die derde een is NDVI satellietbeelde waarmee ons variasie van plante, nie grond nie, plante op die lande waarneem en bepaal waar is ons swakker en beter dele om te gaan ondersoeke doen in die lande. En laastens trek ons dan blare daar en ons gaan sien wat kan ons leer van die plant en wat die plant vir ons sê en hoe ons dan die bemestingsprogram met 'n blaarvoeding het sê of die bemesting self kan aanpas. So dit wat in die grond staan en dit waarmee geboer word, help ons om meer winsgewend te wees en om die optimum resultate te kry van die grond af. So as ek 'n bietjie meer detail kan ingaan met die grondklassifikasie, wat ons daar doen, ons samel basies die grondfisiese eienskappe van die profiele in. Die grondfisiese eienskappe, met ander woorde dit wat die wortel ervaar en dit waar in die plant staan, bepaal 60-70% van die plant se potensiaal. So dis baie belangrik wanneer ons gronde klassifiseer, kan ons dit op verskillende maniere doen. As ons 'n ekstensiewe toestande soos hierdie kyk, in die graanlande, in die Weskaap, Suid-Kaap en in die binneland, is dit baie moeilik om destruktief op te tree. Met ander woorde om met 'n eskewiter te kom, gate te grawe en 'n grondkundige moet agter die eskewiter aan beweeg en in die profiele rondstap. Hierdie is 'n uitstekende manier waar ons nie destruktief is nie, maar waar ons onversteurde kerne uit die grond uit gaan haal. Dis in buise. En dit word dan op 'n sentrale plek geklas deur 'n grondkundige. Inligting uit daai buise uit is ongelooflik waardevol. Jy kan tipies sien waar se verdigtingslaag, hoe diep is die grond, hoe diep die wortels penetreer, wat is die tekstuur en wat is die struktuur van die grond. Al hierdie tipe goed sodat ons kan bepaal wat moet die boer doen om die meeste van daai grondprofiele te maak. Dan na die grondfisiese eienskappe, gaan kyk ons na die chemiese eienskappe, met ander woorde die kos wat die plant se wortel in die hande kan kry, na hy die bes moontlike omgewing gekry het om in te groei. En dan die derde stuk gereedskap in ons gereedskapkis is NDVI beelde, waar ons van satellietbeelde gebruik maak, wat 'n 5x5 meter resolusie het en ons fantastiese waarde daaruit kry. SGS het 'n platform, SGS Precision Gateway, en dit is 'n toep op jou foon wat dan gebruik word terwyl jy in die land rond beweeg en jy sien iets vreemd, dan stop jy daar en jy boor basies in hierdie inligtingslaag in en hierdie Precision Gateway toep gee dan vir jou al die inligting oor wat op daai presiese gedeelte gebeur. Al wat ons verskaf is 'n diens en ons raad. SGS Envirocrop is dan ook verteenwoordig deur die hele Suid-Afrika, groot dele van Afrika en die res van die wêreld. Ons is werklik globaal. En in Suid-Afrika self is die landboukundiges versprei van die Weskaap, Suid-Kaap, Vrystaat. So dis werklik in alle areas. So wanneer jy iemand nodig het om inligting in te samel, kan SGS jou help.